Goeiemôre vriende en al ons maats wat vandag by ons inskakel vir ons kinderdiens. En vandag vier ons Eko-Sondag en is op het julle sommer hierdie diens saam met ons vandag gaan geniet. Kom ons maak net ons oë toe en dan ontvang ons ook die seën van die Here. Die Here sê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Genade en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Verlosser. Amen. Nou goed, ons het vandag gehoor dat dit Eko-Sondag is en dit beteken dat ons gaan veral nadink oor hoe ons as mens in die skepping inpas, wat ons rol is, met ander woorde, wat moet ons doen in die skepping as Godse skeppings self en dan uiteindelik hoe ons 'n impak kan gaan maak op die wêreld daar buite. Maar voordat ons begin, kom ons sluit die oë en dan bid ons ook saam. Ons Here en Hemelvader, baie dankie dat U vir ons lief is. Dankie Heer dat U vir Jesus gegee het om vir ons te sterf sodat ons kan lewe. Ons weet dat ons vandag in U genade lewe en ons wil vir U loof en prys want ons weet U is 'n goeie en genadige God wat vir ons baie lief is. Dankie Here dat ons deur die week ook U liefde kon sien deur alles wat U vir ons gedoen het. Die liefde van ma en pa, dit wat hulle vir ons gee om elke dag van te leef. Die liefde van mense rondom ons wat ook vir ons omgee, maatjies, mense wat ons naby aan ons kan hou. Ons bid vandag Here dat U ons sal leer om ook lief te wees vir die skepping. En wil U gee dat ons daarna sal omsien, maar Heer, wil U gee dat ons liefde vir U, juis ons sal dryf daarna om mooi om te sien na dit wat U vir ons gegee het. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Julle weet mos dat ons almal eintlik maar vol foute is, Ons maak baie foute. Ons doen nie altyd wat ma en pa vir ons sê nie. Ons doen nie altyd wat ons onderwysers vir ons sê nie. Ons doen ook nie altyd die regte ding wat Jesus van ons vra nie. En omdat ons besef dat ons partykeer foute maak nog voordat ons gedink het daaraan, daarom weet ons dat ons baie afhanklik is van Jesus. Met ander woorde, as ek foute gemaak het, moet ek altyd na Jesus toe gaan en vir hom sê, Jesus, ek het vandag hierdie foute gemaak en help my asseblief om dit reg te maak. En elke keer as ek dit doen, dan gaan hy my help om volgende keer beter te doen, En ek moet dan ook elke keer dink, voordat ek iets doen, dan moet ek dink, wat het Jesus vir my gesê, wat moet ek doen? En kom, ons gaan nou ook vandag ons skuld bely, want dis wat ek doen, wanneer ek na Jesus toe gaan en vir hom sê wat ek gedoen het, Ek sê vir hom, Here, ek het tekort geskiet, maar ek wil hê, U moet my vandag help. Kom, ons sluit die oë, en dan gaan elkeen van ons ook stil 'n gebedjie doen om vir die Here ons skuld te bely. Here Jesus, met ons hartjie so klein en met al die baie foute wat ons het, kom ons na U toe en ons buig laag voor U neer. En ons bid, Heer, wil U ons vergewe. Ons wil vandag vra dat U vir ons nuwe lewe sal gee deur Jesus en sy Gees, U Gees, die Heilige Gees wat in ons kom woon. Wil U elke dag by ons wees en ons help om die regte dinge te kan doen, sodat ons kan wys dat ons lief is vir U en dat ons lief is vir die mense rondom ons. Here, help ons om altyd na liefde te soek en vrede en maak U elke dag ons harte al meer rein. Amen. Ek wonder wie van julle kan die skepingsverhaal nog onthou? Kan jy onthou in watse gedeelte dit staan? Dis mos in die Ou Testament, En ons lees in die boek
van Genesis, van hierdie skepingsverhaal. Nou daar is 2 vertellings. Die eerste een is in Genesis 1 en dan die volgende een van Genesis 2 van vers 4b af. Maar ons gaan vandag bietjie onthou wat sê Genesis 1. Ek wonder, kan julle onthou op watter dag wat geskape is? Kom ons kyk gou-gou, dan onthou ons saam. Op die eerste dag het God mos gesê, laat daar lig wees, nee, daar was lig, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei, nee. En op die tweede dag het God die wolke en die lig en die waters, die hemelgewelf en die waters van mekaar geskei, nee. So die water en die wolke het hy van mekaar geskei, die water en die lig. En op die derde dag, wat het hy gedoen? Toe het hy die land en die see van mekaar geskei, en hy het plante ook daar gesit, nee. En op die vierde dag, het God die son en die sterre gemaak, sodat daar dag was, en sodat daar nag was, met die son wat in die dag skyn, en dan die sterre wat in die nag skyn. En op die vierde dag, het God die voëls in die lug gemaak, en die diere in die see. En op die dit was nie die vierde dag nie, dit was die 5de dag, lyk my ek sukkel vandag om dit tel. Op die 6de dag, het God toe die mens gemaak en die diere. En dit was die laaste dag wat God gewerk het, nee. Op die 7de dag, het God toe gerus. Kan julle dit alles onthou? Kyk net weer gou vir 'n oomblik na die prentjies. So eerste dag, lig en donker, tweede dag, hemel, en dan die aarde, wat die see wat geskei is, nie? En dan derde dag, was die aarde en die see wat van mekaar geskei is, die land en die see. Op die 4de dag, was dit die sterre en die son. Op die 5de dag, was dit die visse in die see en die voëls in die lug. Op die 6de dag was dit die mens en dan die diere. En op die 7de dag het God gerus. Nou goed, dit is nou nogal 'n mondvol om te onthou, nee, maar gelukkig het ons Bybels en jy kan altyd teruggaan na die Bybel om weer daardie verhaal te lees. Nou ja, daar is die skepping. En die doel van die skeppingsverhale is eintlik net om een ding te sê. Dit is dat ons God, die God wat vir Jesus gestuur het om vir ons aan die kruis te sterf en hom uit die dood opgewek het, sodat ons kan lewe en ewige lewe kan hê, dat dit daardie God is wat geskep het, nee. En is hierdie almagtige God wat die hele skepping in sy hand het. Maar vandag wil ons kyk wat Genesis vir ons sê oor wat die rol van die mens ook in die skepping is. Wat is met ander woorde my en jou taak in die wêreld as God se skepping, nee? Want God het ook mos vir ons geskep. Nou goed, ons gaan vandag saam lees uit Genesis 1 van vers 26 tot 31. Ons lees vandag uit Genesis 1 vers 26 tot 31. Kom ons lees hierdie skrifgedeelte saam. Toe het God gesê, kom ons maak 'n mens wat iets van my in hom het en selfs 'n bietjie soos ek lyk. Hy sal oor die visse in die see regeer, as ook oor die voëls in die hemel. Hy sal die klein en groot vee, as ook al die wilde diere tem. Hy sal oor al die kruipende diere op die aarde heers. God het toe die mens gemaak, en die mens het iets van God in hom gehad. Die mens het soos God gelyk. God het 'n man en vrou gemaak. God het hulle toe gesien en vir hulle gesê, wees vrugbaar en kry baie kinders, so baie dat julle oral oor die aarde sal bly. Tem die aarde en heers daaroor, heers oor die visse van die see, die voëls in die lug en al die diere op die aarde. God het verder gesê, kyk, ek gee jou elke plant wat saad dra, as ook elke vrugteboom op aarde as jou kos, en vir al die diere op die land, al die voëls in die lug, en al die diere wat op die aarde kruip, gee ek die groen plante.
dit sal hulle kos wees. En dit was so. Nou ja, goed maats, ek dink julle sou mooi kon hoor, wat het hierdie gedeelte vir ons gesê oor die mens? Wie het God geskep? Wie het in die eerste plek geskep? Onthou, ons het gesê dat dit God was wat geskep het, nee? En hy het mos die hele heelal oor die aarde, hy regeer oor die hele heelal, oor al die sterre, reg deur die groot heelal, is dit God se hande wat alles geskep het en regeer, nee? En hy skep nog steeds, want die skepping verander nog altyd, nee? En wat het ons nog gelees? God skep die mens om iets van hom binne in hulle te hê. En hierdie gedeelte het vandag mos vir ons gesê, die mens het self so bietjie soos God gelyk. Dis hoe God die mens geskep het. Man en vrou, so het hy hulle geskep om sy beelddraers in hierdie wêreld te wees. Hy het hulle geskep, met ander woorde, om ook dan oor hierdie aarde te heers met liefde. Nou, ons gaan vandag 'n woordjie leer, wat julle dalk nog nie so mooi ken nie, nee, maar is belangrik dat ons hierdie woordjie ken, want dit vat saam wat Jesus wil hê, wat God wil hê, ons moet doen in sy skepping, nee. En dit is, dat ons vir die wêreld moet omgee, nee. Want as ons vandag na die wêreld kyk, dan sien ons oral sulke lelike prentjies van plastiek sakke en rommel en allerhande gemors wat oral rond lê, nee. Ons sien dit partykeer as ons strand toe gaan. Dis mos lelik, nee. Dis mos nie lekker om in 'n vuil plastiek sak te trap nie. En is ook nie lekker as jy sien hoeveel diere daardie plastiek eten in hulle maagies kry nie. Dit is mos aaklig, nee. Goed, nou wat doen ons? Ons gaan ook vir die wêreld moet omgee. En die woordjie wat ons vandag leer om hierdie omgee te beskryf is rentmeesters. Die woordjie se naam is rentmeesters. En wat is 'n rentmeester? Wel, rentmeesters is iemand wat mooi kyk na iemand anders se goed. So, dit kan byvoorbeeld iemand wees wat aangestel word om te kyk na iemand se huis. So sê nou maar, jy gaan pas iemand se huis op, en jy kan in die huis bly vir 'n rukkie. Sê nou maar, jy moet vir 'n maand na die huis kyk, en die mense sê vir jou, hoorie, jy kan die kos in die yskas eet, en jy kan vir jou kossies maak op die stoof, en jy kan die swemmat gebruik en alles, maar jy moet net mooi kyk na die huis, dat daar niemand inbreek, en niemand nie goed kom vat nie, en jy moet sorg dat niks breek en so aan nie, nee. As jy dit doen, dan is jy dan 'n rentmeester van daardie huis, nee. Kom ons dink aan nog 'n paar voorbeelde. Sê nou maar, iemand gee vir jou, sê nou maar R100, en hulle sê vir jou, hoorie, hierdie geld moet jy in bewaring neem. Jy kan daarmee doen wat jy wil, maar as ek terugkom, dan wil ek hê, jy moet vir my daardie geld gee met rente, miskien. Nee? Goed, so dis nie jou geld nie, maar jy kan die geld aanwend om vir daardie persoon geld te maak, nee. So, ons dink byvoorbeeld waar ons rentmeesterskap beoefen is ook in die kerk, want mense gee vir die kerk mos geld, en dan moet ons met daardie geld gaan doen wat mense van ons verwag, nee? En baie belangrik, wat God van ons verwag daarmee. So met daardie geld help ons mense, met daardie geld betaal ons die mense wat vir ons werk, kyk ons mooi na die kerkgebou, sorg ons dat die tuin mooi netjies is, en baie belangrik, help ons die mense rondom ons om van Jesus Christus te hoor. So ons gebruik daardie geldjies wat ons kry in die kerk, om van Jesus te gaan vertel, nee. Maar as iemand vir jou hierdie geldjies gegee het en hulle verwag dit met rente terug, dan gaan jy mos byvoorbeeld sê nou maar 'n besigheidjie begin, en jy gaan kyk of jy daardie geld meer kan maak, nee. Maar op die ou end is jy verantwoordelik daarvoor
om daardie geld terug te betaal. En dit is presies wat 'n rentmeester is, né? Maar kom ons kyk bietjie, wat is 'n rentmeester as ons kyk na wat Genesis vir ons sê? Genesis, kom ons gaan gou 'n bietjie weer terug na hierdie teksgedeelte, né? Wat sê God hier? Hy stel hierdie mense aan om te regeer oor die voëls in die hemel. En hierdie mense sal klein en groot vee as ook al die wilde diere tem, né? En hy sal oor al die kruipende diere op die aarde heers, né? Met ander woorde, God stel ons ook as rentmeesters aan van sy skepping. Hy wil hê, met ander woorde, dat ons dan na die aarde, na die plante, na die diere, na alles hierso op aarde moet kyk, né? Hy gee dit vir ons nie om vir ewig te hou nie, né? Dis net soos wanneer jy mos nou daai persoon se huis gaan oppas, né? Jy mag daarin bly, jy mag die kos eet, jy mag die swembad gebruik en alles, jy kan TV kyk, alles, maar dis nie joune nie, né? So is die aarde ook vir ons gegee, maar dis nie onse nie. Ons het gebruik daarvan, né? Ons moet dus daarna kyk, want as ons eendag nie meer daar is nie, as Jesus ons kom haal het, wat dan? Wat doen ons dan? Ons kan nie die aarde saam met ons vat nie. Ons kan nie die grond waarin ons so lekker speel saam met ons vat nie. Ons kan nie die grasie saamvat nie. Ons kan nie blomme saamvat nie. Ons kan nie die see saamvat nie. Nee, ons kan nie die voëls wat ons elke dag sien saamvat nie. Ons kan nie geld of enigiets saam met ons vat die dag as Jesus ons kom haal nie, nee. Maar wat ons agterlaat is belangrik, want gaan ons ietsie agterlaat vir hulle wat na ons kom, nie? Eendag gaan ons ook mos seker kinders kry, nie? En dan, wat het ons vir hulle oorgelos? Het ons vir hulle 'n mooi planeet aarde agtergelos wat hulle ook kan geniet? Want dit is mos lekker om te deel, nee. Dit is mos lekker om te kan sê, weet jy wat, ek het mooi gekyk na dit wat God vir my gegee het, en nou kan iemand anders dit ook geniet. En dit is wat God wou gehad het van die mens van die begin af, nee. Hy het hierdie mense aangestel om self so bietjie soos God te lyk, met iets van God in ons, sodat ons oor alles kan regeer. Maar hoor julle, daar is 'n verskil tussen regeer en domineer. Die regeer wat hiervan gepraat word is die rentmeesterskap, nee. Ons verstaan dit mos nie altyd so mooi nie, nee. En daarom kry ons hierdie lelike prentjies van planeet aarde wat so verwoes is, nee. En mense moet hard uitroep dat ons die situasie verander, nee. Want mense wil nie hoor nie. Mense wil nie altyd gaan en gaan skoonmaak waar hulle vuil gemaak het nie, nee. Maar ons moet dit doen. Hoekom? Want God wil hê dat ons mooi na sy aarde moet kyk. Ons moet onthou, ons is maar net rentmeesters, nee. En rentmeesters het gebruik van iets, partykeer, wel soms, dit hang af van die konteks, maar ons het gebruik met ander woorde van die aarde, maar dis nie vir ewig ons nie. Dis ons nageslagte wat ook daarvan af moet leef, en dan baie belangrik, moet ons eendag vir God dit kan teruggee en kan sê, kyk Here, ons was goeie rentmeesters gewees. Ons het mooi gekyk na dit wat U vir ons gegee het, en ons weet dat U ons daarmee geseën het, en ons is dankbaar dat ons dit ook kon gebruik het. En hopelik gaan ons selfs nog 'n bietjie beter as dit doen, né? Nou goed, wat is my en jou verantwoordelikheid daar buite? Wat kan ek en jy doen om mooi te kyk na God se skepping? As ek en jy mooi na God se skepping wil kyk, dan moet ons nie rommel strooi nie. Dis die eerste ding wat ons kan doen, né? Ons het mos asblikke, né? Maar kom ons gaan nog 'n bietjie verder, want ek hoef nie alles in een drom te gooi nie, né? Ons kan probeer om te herwin. Die plastiek sit ons een kant, die papier sit ons een kant, en die organiese goed, met ander woorde, die piesangskille, en die eieskille, en aartappelskille, en al hierdie goed, dit gooi ons miskien op 'n komposhoop, nee. En daardie kompos kan ons dan weer gebruik om in die tuin te sit, sodat
dit ons blomme mooi kan laat groei, né? Goed, ons kan ook die glas apart sit, en baie belangrik, kan ons ook elektroniese goeders, my ou selfoon, my batterye, al daai goeders kan ek een kant sit, een kant sit, sodat dit op die regte manier herwin kan word, nee, dis 'n begin. Ons kan, in plaas daarvan om die hele tyd op en af te jaag met ons karretjies, nee, kan ons besluit om net te ry wanneer dit werklik nodig is, nee. Goed, op hierdie manier kan ons dalk 'n klein impak maak, maar in die groter prentjie, as almal dit begin doen, dan gaan dinge sommer baie beter begin lyk. Wat kan ek nog doen? Ons gaan vandag met die kinderkerk by die strand skoonmaak by Bonsapaai. En jy kan ook dieselfde doen. Kry sommer 'n klomp vriende by mekaar, nee, en vat 'n groot mens saam met julle, dalk 2 of 3 groot mense saam met julle, en dan gaan maak julle bietjie ook die strand waar julle is skoon. En maar moenie daar stop nie, gaan kyk sommer in die strate. As jy in die strate loop en jy sien 'n papier, tel dit op. As jy by die skool loop, tel daai papiere op, gooi dit weg. Maak seker dat dit nie ernstig in die see gaan beland nie, nee. Ek hoop dat ons almal mooi gaan kyk na die skepping, en ek hoop dat ons weet dat God ons geseën het met sy skepping, nee, maar ons is net, onthou julle daai woordjie, rentmeesters van dit. Dit beteken, ons kan gebruik, maar dit is nie ons nie. Ons moet dit vir ons nageslagte gee, en baie belangrik, moet ons dit eendag vir God ook kan teruggee, en kan sê, Here, ons het mooi gekyk na u skepping. En kom ons vat hierdie verantwoordelikheid sommer baie ernstig op. Want God het my en jou geskep om iets van hom in ons te hê, maar ons lyk ook soos hy, en daarom moet ons ook mooi kyk na dit wat hy geskep het. Ons is sy rentmeesters. Mag die Here vir my en vir jou help om goeie rentmeesters te wees. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here Jesus, vandag wil ons vra dat u ons sal help om mooi na u skepping te kyk. Dankie dat u ons u rentmeesters gemaak het, sodat ons ook kan kyk na dit wat u vir ons gegee het. En u seën ons met alles hier op aarde, en al wat u van ons verwag, is om maar net mooi na die aarde te kyk. En Here, wil u gee dat ons dit ernstig sal neem, in 'n tyd wat ons weet dat aardverwarming al ernstiger word, wil ons vra dat u ons sal help om in hierdie tyd ekstra mooi na die skepping te kyk. Veral na die diere en die plante en so. En wil u gee dat ons sal begin deur ons omgewing mooi netjies en skoon te hou. Ons bid Heer dat u elkeen van ons hartjies rein sal maak, en ons vra Heer dat u met ons sal wees in hierdie week wat voorlê. Dankie dat ons op hierdie eerste dag van die week ook kon vier dat Jesus uit die dood opgestaan het, en dat ons u kinders kan wees. Here, help ons nou om soos u kinders te kan leef, en om te doen wat u van ons vra. Ons bid dit in u groot en heilige naam. Amen. Nou ja, maats, ek is so bly dat julle vandag saam met ons by hierdie diens aangesluit het, en vir die ouers wat ook aangesluit het, ek hoop dat julle ook saam geluister het, en elkeen van die ouer geslag ook, en dat ons saam sal werk om mooi te kyk na God se skepping. En mag ons op hierdie Eko-Sondag sommer weer opnuut dink aan die krag wat God ons gegee het, maar mag hy ons help om dit verantwoordelik te gebruik. Ek gaan dan die seën uitspreek, en daarna, broers en susters, is jy welkom om te bly, om net na 'n paar afkondigings te kyk, waarin ons daarom vir 'n paar mense gelukwens met hulle verjaarsdae, en waar ons sommer net sê, wat ons in die gemeente doen. Mag die genade van Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, nou met elkeen van julle wees. Amen.
came before his throne. He touched my lips and made me whole. Exchanged my heart of stone for one of flesh and